Dit is vandag Saterdag 11 Oktober. Ek hoop jy het 'n goeie week gehad. Ek wil vandag bietjie met jou praktiese riglyne deel rondom stilte tyd. Ek weet elkeen van ons het ons eie unieke manier om dit te doen. Daarom is hier net riglyne. Ek deel dan ook vandag met jou Deuteronomium 6 vers 5. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Wanneer dit by stilte tyd kom, moet ek onthou dat dit oor 'n lewendige verhouding met God gaan. Ek doen nie iets om iets anders te ontvang nie. Stilte tyd is nie 'n transaksie nie. Dit is 'n heilige tyd. Tyd afgesonder om 'n verhouding met my God, die skepper van die heelal te bou. Daarom moet my stilte tyd gesien word as 'n daaglikse taak, nie as 'n taak wat ek wil afhandel nie. Maar stilte tyd moet eerder sien as 'n afspraak wat ek met die liefde van my lewe het. En daarom dan hierdie paar riglyne. Kies 'n stil plek en 'n tyd. Die area waar jy stilte tyd hou, moet uiteraard 'n stil area wees en dit moet op 'n tyd gebeur wanneer mense nie jou aandag gaan vereis nie. Alhoewel stilte tyd nooit net nog 'n gewoonte mag word nie, is dit nodig om in die gewoonte te kom om 'n gereelde plek en 'n tyd te hê waar jy stilte tyd gaan hou. Riglyn nommer 2, begin met stilte en afsondering. Nie net moet stilte tyd op 'n stil tyd en plek gehou word nie, maar ek moet ook my hart stil kry. Neem daarom so 3 minute om doelbewus jou gedagtes stil te raak voor die Here. Maak seker alles is stil, die selfoon, jou hart, jou gedagtes, en dat jy fokus op die Here. Riglyn nommer 3, ontwikkel 'n verwagting. 'n Mens kan maklik toelaat dat die gewoonte jou op 'n autopilot sit in die lewe. Dit beroof jou van die verwagting. Elke keer wanneer jy stilte tyd hou, moet jy met 'n verwagting kom en jou geestelik voorberei dat die Here jou werklik gaan ontmoet. Hou vol daarmee, is riglyn nommer 4. In plaas van om 'n oggend 1 of 2 ure stilte tyd te hê en dan vir maande niks te doen nie, probeer liewer om net 15 minute elke dag te doen. En dan dit te verleng na 20 tot 30 minute doen en hou vol daarmee. Riglyn nommer 5 is, pas op. Onthou, stilte tyd is nie 'n wet nie. Dit mag nooit vir jou 'n las wees nie. As stilte tyd 'n las is, doen jy dit verkeerd. Let daarop om jou tyd met die Here aan te pas by jou behoefte en die fase waarin jy in jou lewe is. Geniet dit. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons in die woord kan grawe. Here, help my om die waarde daarvan om tyd saam met U te hê, en tyd saam met U te spandeer te besef. Help my om dit nie te sien as 'n aktiwiteit nie, maar liewer as 'n ontmoeting met U. Vader, ek wil U beter leer ken. Ek is lief vir U en ek wil U dien met my hele hart. Amen.